Dis nie wilskrag eerste nie. Ons dit dikwels harder probeer is die antwoord. Nog vroeër opstaan, nog meer selfvermeer, nog meer vasbyt. Maar wilskrag is nie 'n onuitputlike bron nie. Dit raak leeg, dit raak op soos enigiets anders wat gebruik word. Baumeister en ander toon in navorsing dat selfbeheersing soos 'n beperkte hulpbron werk. Mense wat hulle self moes dwing om een versoeking te weerstaan, het daarna vinniger opgegee met 'n moeilike taak. Ons ek of ons wil om dit so te stel, wat kies en gedissiplineerd moet volhard, put uit dieselfde bron elke keer wanneer dit gebruik word. En dis presies hoekom ons soveel kere sukkel met dieselfde patroon of dieselfde gewoonte waarin ons terugval. Ons vlieg as dit ware vir 2 weke waar ons baie mooi volhou en dan val ons net eenvoudig weer terug op die grond. Nie omdat ons swak is nie, maar omdat ons op die verkeerde kragstaat gemaak het. Die belangrike is om dan nie jou weerstand met nog meer wilskrag te probeer oorwin nie. Kyk eerder terug na die oomblik toe jy laas 'n nuwe gewoonte laat vaar het. En dan vra jy vir jouself, wat het my in daardie oomblik bedreig laat voel? Miskien was dit nie luiheid nie, maar vrees. Dalk was dit vrees vir verloor, vir verandering, vir nog meer wat van jou verwag word, vir 'n nuwe identiteit wat bekend voel. Die eerlike antwoord op daardie vraag, die vraag wat sê, hoekom het ek dit laat los? Wat het my laat bedreig voel? Daai eerlike antwoord is nog meer werd as nog 'n item op jou te-doen lysie of jou dagboekinskrywing waarin jy jouself moet dwing om gemotiveerd te voel. Nou die Bybel help ons nogal hiermee. Sagaria 4 vers 6 sê, nie met krag en mag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Nou God se woord aan Serubabel was nie 'n oproep tot meer dissipline nie. Dit was die belofte dat hy nie van sy eie krag alleen afhanklik hoef te wees nie. So steun eerder weer op die Gees, en die Gees raak nooit moeg nie. Die belofte aan Serubabel geld net soos vir ons, as wat Jesus dit vir ons deur sy Gees nou reeds gee. Leef geïnspireerd.